Goeiemôre, broeders en susters. Ons is dankbaar vir almal wat kan saam wees vanmôre hier in die vakansie, in die winter. Ons sê welkom aan besoekers, as hier besoekers by ons is vanmôre, en almal hartlik uitgenooi om te kom lekker saam kuier na die erediens om 'n koppie koffie of tee. Ons kollektes vanmôre is onder die erediens, diakonale kas, en by die deure is die instandhouding van die erediens. Dan, daar is nie katekisasie in die lig van die skoolvakansie nie. Daar is wel Bybelstudie in Sedgefield, Dinsdag 10:00, by Dr. Arthur Miskin, sy huis. Greta Helberg was hierdie week in die hospitaal van maandag tot donderdag, maar dit klink daarom of daar sukses is op haar behandeling, ons is dan 'n paar dae voor. En dan sê ons baie hartlik geluk aan almal wat verjaar hierdie week. Weer 'n hele paar wat hierdie week verjaar. Monica Venter vandag, en dan Andre Korsten, Bets Fourie en AB van der Walt weer hierdie week. Baie hartlik geluk aan julle almal. Mag die Here se seën ryklik op julle wees. Ons sing dan ook vir hulle die seën toe, ook vir die wat siek is en swaar kry. Ons dink aan almal wanneer ons die seënbede ook sing. Ons nader vanmôre voor die Here met lied 155. Ons sing al drie die verse. Ons sing dit sittende saam. Yeah.
vertroue waarmee ons voor hom nader. En hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 118, ons sing daarvan vers 1 en vers 14 as loflied. Ons bely daarna ons saam ons geloof en dan sing ons lied 334 in aansluiting by ons geloofsbelijdenis. Psalm 18. Ja, 18. Het ek gesê, sorry, dit is 18. 18, 41. Ons bely saam, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. In the
voor die intog in Kanaan, 40 jaar na Sinai, word die wet weer amptelik aan Israel afgekondig in die groot toespraak wat Moses gee in Deuteronomium voordat hulle die land ingaan. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nougeset nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dis nie met ons voorouers wat hy hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons hier wat vandag nog almal leef. Dit 'n nuwe generasie mense wat nie by Sinai was nie, wat in die woestyn gebore is. Die Here sê hy het met hulle uit die vuur gepraat. En so is dit ook vir ons, hy het met ons gepraat. Dit geld vir elkeen wat in die verhouding met hom staan. In Deuteronomium 6 word dit eintlik saamgevat die groot betekenis van die wet. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Hoe ons die Here lief het, word omskryf ook in die gebooie, en uiteindelik ook hoe ons onsself, hoe ons naaste moet lief hê. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Hy wat in sy liefde teenoor ons optree. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende. En hulle wat my liefhet, my gebooie nakom. Dit sien ons ook die troue liefde, die verbondsliefde van die Here wat hy bewys, maar hy wat ook die liefde van ons vra. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees, jou donkie of enige van jou diere. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land. En dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Vir die res van die gebooie blaai ons na Romeine hoofstuk 13, vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag.
Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevuif en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drang te bevredig. In Galasiërs word baie dieselfde riglyne gegee. Ons het verlede week ook gelees uit Galasiërs 5, ek wil gedeelte daarvan weer herhaal. In vers 13, julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees en vir die ou natuur. Maar dien mekaar deur liefde, want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die praktyke van die vlees van die ou natuur is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevuif en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde. En dan is die enkelvrug. En dit wat hier opvolg is eintlik aspekte van die liefde. Blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Kom ons antwoord met skrifberuiming 9:3. Ons sing albei die verse sittende saam. So buig ons in afhanklikheid voor U, O almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons dank U vir U liefde wat U aan ons bewys het. Dat U ons verlos het toe ons nog sondaars was.
ons na U toe gebring het. U wat in die liefde ons toevou en versorg en dra elke dag. Wat in die liefde ons ook saambring om as U volk, as U eiendom, as U gesin, U te aanbid. U wat dit in ons gewerk het deur U Gees, want uit onsself was ons vyande van U, eiewillig. Dankie Here vir die genade wat U aan ons bewys. Lei ons deur die Gees Vader om te antwoord in liefde. Om waarlik U wil uit te leef in hierdie wêreld. Soos ons dit ook gesing het, bely ons voor die Here dat ons worstel om U gebod na te kom. Om werklik dit uit te voer, dit te wil doen. Lei ons daarom deur U Gees Vader. Lei ons om te verstaan wat U wil is. Lei ons wanneer ons U woord oordink, daarmee besig is. Lei hom wat U woord moet bedien. Lei ons dat ons U hoor. Dat ons deur U aangeraak word en verander word en uit U genade en krag al meer sal lewe. Dankie dat ons dit van U kan afbid. Deur ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil by dit wat ons al reeds gelees het, ook uit die in die Evangelie van Johannes lees. Johannes 7, 'n paar verse, en dan Johannes 15, baie bekende gedeeltes. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep, dit sien nou die Loofhutefees, waar hy saam met sy disippels ook was. Daar het hy uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo sal ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Dan Johannes 15, vanaf vers 1. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net 'n kort aantekening by hierdie, julle kan vra net wat julle wil.
Ons moet dit natuurlik lees binne die konteks. Dit gaan hier oor vrugte dra. Dit wat nodig is om vrugte te dra. Gaan nie hier oor diermotors en diamante en allerlei goeders en skatte wat mense net wil hê en dan kry dit. Soos in die voorspoedsgodsdienst verkondig word. Die konteks is baie duidelik. Vrugte dra. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Lees tot sover. Net weer dan ook uit Galasiërs, hoofstuk 5, vers 22, maar die vrug van die Gees is omvattend liefde. Ons lees baie van liefde in die Bybel, en die opdrag om lief te hê. Wat beteken dit? Dis nie 'n lekker warm gevoel om die hart. Dis nie goed voel oor mense of wat ook al. Dis nie liefde nie. Nie in die Bybelse sin van die woord. Die rede waarom ons baie keer nie mooi verstaan wat die Here vir ons vra nie, is omdat ons verblind word deur die manier waarop die wêreld liefde verstaan. Nie, vir die wêreld is liefde selfsugtig, goed voel. Maar die liefde wat die woord van ons vra is 'n opdrag. En dit vra opoffering. Liefde is om te doen, ongeag wat jy voel. Die word vir ons gesê, oor Christus sê dat julle moet lief hê soos ek julle lief gehad het. En hoe het ek julle lief gehad, sê die Here? Ek het my lewe vir julle gegee. Dis hoe Christus sy liefde aan ons openbaar het, en wat hy vir ons kom doen het. Hy kom mens word, hy kom slaaf word. Hy kom inbuk onder ons las. Hy het my sonde kom dra, vir my aan die kruis gaan, die oordeel van God gedra oor die sonde wat ek gedoen het in my lewe. Hy het vir my die lewe gegee. Hy het dit vir my gedoen. Die almanak dagstukkies hierdie week was ook die teks van Paulus, waarin hy vir Timoteus skryf. Dit is die evangelie, dat God gekom het om vir sondaars te betaal, van wie ek die grootste is. Christus het dit gedoen vir my, nie omdat ek hom laat goed voel nie. Nie omdat ek dit verdien het nie, maar
toe ek 'n sondaar was, en om my te red. Dis die liefde van God en van Christus vir my. Opofferende doenliefde. Dis die opdrag van die Here is doen. Nie voel nie. Doen wat reg is vir jou naaste. Doen wat jou naaste nodig het. Dis liefde. Optree, doen. Daarom wat gesê kan word, jy moet jou vyande lief hê. Dit sê nie jy moet begin goed voel oor jou vyande nie, dat jy hulle nou maar moet begin 'n warm gevoel kry vir hulle nie, want dan is dit onmoontlik. Maar wat sê hy? Hoe moet ek my vyand lief hê? Hy sê as hy dors is, gee hom iets om te drink. As hy honger is, gee hom iets om te eet. Doen vir hom wat nodig is vir hom. Dis hoe jy jou vyand lief hê. Nie deur hom om die hals te val en hom vas te druk nie, maar deur vir hom die basiese te doen wat hy nodig het. Om menswaardig te behandel. So word dit in Romeine omskryf. Want die opdrag van liefde is doen. Dis ons probleem is, dit is so moeilik om te doen. Om onselfsugtig te doen. Dit is maklik vir ons om te doen, partykeer wanneer ons ontvang. Dan is dit 'n vorm van teruggee. Ons ervaar dit dan makliker. Maar om onselfsugtig aan mekaar te doen, ongeag wat ek terugkry, is 'n saak van onmoontlikheid. As jy dit in eie krag wil doen, kan jy. Mense probeer, en hulle raak op. Want om die hele tyd te gee, en te gee, en te gee, hoe doen ek dit? En dis wat die Here hier vir ons openbaar ook, en sê, maar jy hoef dit nie uit jouself die hele tyd te doen nie. Jy hoef nie daardie reserve van liefde te hê, waar jy die hele tyd net uitgee nie. Wat jy moet doen, is om die liefde van God deur te gee. Jy het nie nodig om dit uit jouself te doen. Jy kan dit nie uit jouself doen nie. Daarom Christus se opdrag, voordat hy sê, julle moet doen, sê hy, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wees in my ingeplant, dan sal julle kan doen. Dan kan julle die opdrag uitvoer van liefde. Dis die wonderlike. Die Here se liefde wat in my werk, maak dit vir my moontlik om die heeltyd te kan gee. Sy gees wat in my instroom, kan ook uitstroom. Ek moet die heeltyd net afhanklik van die Here lewe, nie op my eie krag probeer staat maak nie, nie in my eie krag probeer om te doen wat die Here wil nie. Doen dit in die krag van die Here. Hoe doen ek dit in die krag van die Here? Deur ook bidend afhanklik te leef. Daarom wat Christus in hierdie gedeelte ook, wat hy sê, julle moet vrugte dra, julle moet in my ingeplant bly, 2 keer ook sê, en bid vir dit wat julle nodig het. En julle sal dit kry. En so jy sê, die konteks is,
die doen van wat God wil, die vrugte wat ek moet dra. Wat ek moet doen is om bidend afhanklik die krag van die Here te soek en om te doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek moet dan nie aan die Here vasbly, soos wat 'n elektriese ding wat moet werk, 'n yskas of iets nie kan werk as hy nie in die kragprop ingeprop is nie. So kan ek nie werk. My doen wat die Here wil is ek nie ingeplant is in die kragbron. As die lewenssap van Christus nie deur my as die lood van die druiwestok af deurvloei om die vrug na vore te bring. Dit is so maklik. En tog stoei ons so daarmee, want ons wil self, ek wil. Om van 'n rede dink ons dat ons net nodig het om een keer 'n week om steentjies vol te maak sodat ons weer hierdie week kan kom. Nee, ons moet aan mekaar ingeplant bly in Christus. Bewus wees van my verhouding met hom. Bewus wees van die Heilige Gees wat in my werk en in die krag van daardie werking van God doen wat die Here wil dat ek moet doen. Dan kan ek ook doen vir my vyande. Dan kan ek aanhou gee en gee of ek terugkry of nie. Want ek gee nie myself weg. Dis die krag van die Here wat deur my vloei. Dis God se genade wat ek deurgee. Nie myne. Ek is sterk omdat God sterk is in my. Groot geword. Jy moet lief hê. Die mens sy rug op God gedraai het, die kapasiteit verloor om dit te kan doen. Om regtig onvoorwaardelik lief te hê. Maar ons kan weer, wat die Here het kom in sy liefde kom herstel wat stukkend was. Hy het die kanaal kom heel maak, sodat ons weer ingeplant kan wees in die wingerdstok. Sodat ons kan vrug dra. Ervaar die liefde van God. Gryp dit vas. Leef daarmee. Gee dit deur. Doen wat die Here wil. In sy krag. Die Here sê vir ons, ek het julle aangestel om vrug te dra. Laat ons in sy krag dit inderdaad voluit doen. Amen. Here ons almagtige God, dankie dat U opnuut hierdie ou sentrale waarheid vir ons weer vasmaak vandag. Lei ons Here dat ons U liefde sal sien, sal ervaar, sal raak sien in ons lewe. Lei ons Here dat U verlossing ons verander, om ons naaste ook raak te sien vir U bo alles, maar ook ons naaste. Vergewe ons Vader, waar ons baie keer blind is om raak te sien wat U alles in ons lewe doen. Dat ons blind is vir ons naaste en die nood wat daar rondom ons is.
dat ons geleenthede laat verbygaan waar ons kan optree. Geef ons, Here, die selfsug waarmee ons in verhoudings baie keer lewe. Na mekaar kyk en verwag dat die ander eers moet doen voordat ons doen. Vergewe ons elke keer wat ons opstandig raak, nukkerig word, omdat ons voel ons nie behandel word soos wat ons moet behandel word nie. Lei ons om uit u liefde, uit u krag te doen wat u van ons verwag. Lei ons om te kan uitreik, raak sien, gee, doen. Nie uit homself nie. Uit die krag. Lei ons, Here, om al meer biddend afhanklik van u te lewe. Sodat die lewensvog van u Gees deur ons kan stroom, en strome van lewende water kan wees wat uit ons uitstroom. Lei ons, Here, dat ons so ligdraers sal wees in hierdie wêreld. U naam sal verheerlik. Dankie, Here, dat ons wel ook kan bid vir alle behoeftes, wat vir elkeen kan bid, wat swaar kry, wat vertroosting nodig het, wat worstel. Ons bid vir die hand van genade en genesing waar mense siek is. Met die kragte sal herstel, nie maar net bloot ter wille van die herstel nie, maar ook sodat die dienswerk in hulle lewens voortgesit kan word. Gee ons wat ons nodig het om van te lewe en nie te kan dien, elke dag wat ons nodig het, kos, klere, woonplek. Dankie vir alles wat u vir ons skenk. Lei ons om ook te kan uitreik na die nood van ander. Dankie dat ons van u afhanklik kan lewe. Wanneer ons hierdie gebed afsluit, nie ophou om in verbinding met u te bly en te bly biddend lewe. Want ons kan nie anders as om met u krag te leef elke oomblik van elke dag. Dankie dat ons kan seker wees dat u dit wel doen. Met ons is, ons dra, grond van u vaste beloftes, die sekerheid wat u vir ons gee in u woord, en deur die werking van u Gees in ons hart. Dankie dat ons daarom met vertroue en met sekerheid ook op hierdie gebed kan sê, Amen. Ons gee geleentheid vir die insalwing van ons liefdegawes ook deur die diakonie vir diakonale werk.
Ons sing in die beruiming van die gedeelte, skrifberuiming 3:5. Beruiming 3:5. Ons sing vers 1, 3, 5 en 8. Ek kan hom nie mooi hoor nie. Hy is eintlik op die melodie geskryf van God van Jakob. Ek is die vorige storm, my Vader gee die groei, die lode wat die vruchte dra, oordeel weggesnoei. Ek is die vorige storm, elkeen van julle nooit, wie in my bly en ek in hom, sy hoes is vol en groot. Ek het die Vader waarlik lief en doen wat hy wil hê. Oordeel sal in my liefde bly, as jy doen wat ek sê. Wat jy die Vader deur my vra, sal hy gee in sy trou. Ek sal jou aan hom vrugte dra, die vrug van liefde hou. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en aan julle sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Hoekom sê jy met telefoon speel in die kerk? Hoekom sê jy met telefoon speel in die kerk?